dan is daar 'n probleem. Die wet van Christus sê, dat jou medemens is belangriker as jou. Die wet van Christus. Nou sê nou maar net, wat as ek sê, dat die Here wil hê, ons moet meer dankie sê en minder vra. Nou dit was laasweek se boodskap, ons het die woordjie dank gevat, ons het gesê, die D van dank staan vir dink dank. Om meer dankie te sê as net te vra. Ons het gesê, terwyl voordat ons aangaan, dat daar is die kinderkerk nie, maar daar agter is vir die kindertjies plek, hoe reggemaak. Ek het vergeet om dit te sê die begin van die diens. Ek hoop nie is deel van die briefie wat ek moes gelees het voor die tyd. Ok, is nie. Right. So met ander woorde, die A staan vir afhanklik in Christus, nee, Matteus 5, want dan sal jy die koninkryk van die hemele beerwe. Die N staan vir nood. As jy in nood kom, moenie kerm en kla nie, begin om loof en prys wat beteken, lof is dank vir wat hy doen. Nee, aanbidding gaan oor wie hy is, lof gaan oor dit wat hy doen, en daarvoor sê ons dankie. Paulus en Silas, in Handelinge 16 is ons voorbeeld hier, in die tronk vasgeketting, wat doen hulle? Loof en prys God. Wat gebeur met hulle? Tronk deur gaan oop, né? En dan natuurlik die K staan vir, dan sal jy koneksie beleef. Nou ek hoop jy in hierdie week nou my uitdaging gaan uitleef. Dan al vir 2 Sondae daag ek jou uit. Gaan 'n week in, begin net dankie sê. Oral waar jy kom, al sê jy net dankie Here, sit vir jou plakkertjie ergens op as jy hom sien sê dankie Here. Begin net dankie sê. Ek hoop jy het dit gedoen. Moenie net jou hande onnou opsteek. Maar as jy dit regtig gedoen het, steek op jou hand. 1, 2, 3, 4. Die res van julle hoekom nie? Ek het ons gesê jy moet. Nee, kyk. Hierdie word nou opgeneem, so nou het ek moontlikheid. Nou is daar bewyse. Ek gaan vir jou weer vra. Begin meer dankie sê vir die Here deur die dag soos wat jy deur jou dag beleef. En jy sal sien wat doen, daai koneksie wat jy met die Here het, wat jy in elk geval veronderstel is om altyd bewus te wees van, want hy is alomteenwoordig nie, sal net sterker word. So met ander woorde, wat nou as die Here dalk wil hê, ons moet meer dankie sê en minder vra. En as ons vra natuurlik met die regte motief, né? Want hy sê ook vra en julle sal kry. Hy sê ook soek en julle sal vind. Hy sê ook klop en vir julle sal oopgemaak word, né? Ons weet dit. Jy moet daai gedeelte mooi gaan lees, daai bergpredikasie gaan lees op hom. Wat as ek vir jou sê, hoe meer ons die Here dien vir wie hy is, as vir wat hy kan doen. Ons moet hom meer dien vir wie hy is, as wat hy kan doen. En ons beter te laat voel. Net vir ons eie gemaak. Ons moet hom meer, het gaan meer oor hom te dien, as wat hy. Het gaan oor meer oor die gewer, as die gawes wat ons kan beleef, nee. Want baie keer gaan dit ook, hoe meer ek dit nou het, en hoe meer die Here nou vir my doen, hoe meer hy my streel en my gemaak, hoe beter voel ek. En as dinge nou nie so lekker gemaklik is nie, dan voel ek ook nou nie meer so lekker nie, nee. Wat as die antwoord is, fokus meer op hom en minder op jou gevoel en dit wat hy kan doen, nee. Wat as? En ek weet, dit is die antwoord, maar ek moet spesifiek so. Wat as dit meer gaan, en hier kom vanoggend se boodskappe, as dit meer gaan oor ander as onsself? Wat as ons hierdie wet van Christus begin uitleef? Galasiërs 6 vers 2 is op die bord. Daar staan, help ander gelowiges wat swaar kry. Ander vertaling sê, dra mekaar se laste. En dan noem hy dit, hy sê, dit is 'n ander gedeeltes ook, hy sê, en gee so uitvoering aan Christus se liefdeswet. Nou dit vir 'n oomblik daar, nee. As 'n mens dit regtig begin uitleef, om jouself regtig aan een kant toe te sit, en jou hele lewe gaan oor liefde vir jou medemens. Sê nou maar almal leef so. Sê nou maar almal doen dit. Sê maar vir almal gaan dit meer oor die persoon voor jou, langs jou, agter jou, as oor jouself.
Sê maar almal het daai gesindheid. Het jy 'n idee hoe sal die wêreld verander? Geen eie sinnigheid nie. Niks is gefokus op jouself nie. Dan sal mense partykeer vir jou sê, dan moet ek nou maar net getrap word. Ja, word getrap. Dis die wet van Christus. Maar dit gaan nie oor jou, dit gaan oor jou langs jou. En jy gaan nou sien, wat se loon kan dit vir jou bring, as jy hierdie gesindheid begin. As dit meer gaan oor ander mense. Maak nie saak wat hulle aan jou doen nie. Dit gaan oor hulle. Dink nou maar net, as elke man, vir sy vrou net eenvoudig, dit gaan oor haar en die kinders, dit gaan nie oor hom nie. En elke vrou, dit gaan oor hom en die kinders, nie oor haar nie. En dit gaan, en ek weet dit is, in die meeste gevalle is dit baie keer so. Hoe sal so gesin wees? Weet jy wat, en jy leer jou kinders, hoe gaan hulle mekaar help? Hoe gaan die Here, en jy weet, ek dink die Here wil hê ons moet ietsie weet van hierdie selfopofferende liefde. Want dit is die liefdeswet van Christus. Dit gaan oor jou medemens en nie jouself nie. Wees lief vir die Here jou God met jou hele hart, as van dit net te sê, en jou naaste, dan kom jou naaste soos jouself. Jy sien, as ek vir ander kan lief wees, is ek eintlik lief vir myself ook. As ek dit in elk geval doen, ek sal dit nie kan doen as ek nie lief is vir die Here nie. En dis beginsels, en onthou nou die koninkryksbeginsels is in elk geval die teenoorgestelde van die koninkryk van die wêreld, die vleeslike beginsels. Want in die vlees sê ons, nee, ek kan. In die vlees sê ons, dit gaan oor my. In die vlees sê ons, mense trou met mekaar om op die hoogste sporte te bereik in die lewe. Ek het net hierdie week wat verby is, so tussen al die getrekkerye, het ek met iemand gesels wat nou regtig dit sy droom bereik het, die hoogste sport te kan kry wat hy kan kry. Maar sy lewe val uit mekaar uit. Sy vrou wil hom los. Wat help dit? Wat help dit? Jy sien, as ons die beginsels reg draai, dan kan ons die res beleef. Ek wil vir jou daai gedeelte in Galasiërs 6. Jy kan hom saam met my lees. Hoor wat sê Galasiërs 6 mooi. En dit is die ding. Weet jy wat? Ek het 'n mens moet die Bybel mooi lees. En as jy hierdie beginsels begin toepas, kom jy agter daar's goed wat begin werk van self. Ek gaan vir jou sommer van vers 1 af lees. Hy sê, broers en susters, Galasiërs 6. Hy sê, wanneer iemand in die een of ander sonde verval, moet julle die wat in die gees gelei word, daardie persoon nederig reghelp. Wees baie versigtig dat jy ook versoek word nie. Help ander gelowiges wat swaar kry en gee so uitvoering aan Christus se liefdeswet. Dis die skrif op die bord. Julle weet dat mense, dis vers 3, wat baie van hulle self dink, terwyl hulle niks is. Hulle self bedrieg. Daarom moet julle almal eerder julle eie gedrag toets. Dan kan julle op julleself trots wees, sonder om julle met iemand anders te vergelyk. Ons weet tog almal sal oor hulle self verantwoording moet doen. As een van die vertalings, ou vertaling sê, elkeen sal sy eie pak dra. Nou daai pak wat hy gaan dra is nie 'n pak sla nie, hoor. Dis net sy eie dit wat hy verantwoordelik wees vir dit wat hy self oor homself bring. Iemand wat in die woord van God onderrig gee, moet die een wat onderrig gee in alle goeie dinge laat deel. Moenie 'n fout maak nie. God laat nie met hom spot nie. Wat mense saai, sal hulle ook maai. Hulle wat op die land van hulle sondige geaardheid saai, sal op grond daarvan die dood oes. En jy kan maar weet, die hele storie van jou eie sondige aard, dit is die eie ek, dit is jy wat belangrik is ensovoorts. Terwyl hulle wat op die land van die gees saai, op grond van die ewige lewe op grond daarvan die ewige lewe sal oes. Dit gaan meer oor die ewige lewe. Dit gaan meer oor die skatte in die hemel as die skatte op die aarde. Moet dus nie, hy sê moet dus nie
moet dus nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie tou opgooi, dan sal ons op die regte tyd oes. Terwyl ons die kans het, moet ons dus goed doen aan alle mense, maar veral aan medegelowiges. Weet jy, as jy net daai gedeelte lees, en jy gaan leef hom uit, kan jy ook maar weet, as jy bereid is om jouself so op te offer en te gee, wat gaan gebeur? Die Here gaan jou seën. As jy bereid is om te sterf, dan gaan jy juis lewe. Hoekom die voorbeeld van Christus? Hy was bereid om die prys te betaal, te sterf. Wat het hy gekry in ruil daarvan? Filippense 2 sê dit vir ons, die plek bo elke plekke, die naam bo elke naam. En dan kom die woord en sê, so sal elke knie buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Die beginsel geld vir my en vir jou, want hy sê, ons moet wees soos hy. Paulus het gesê, volg my soos wat ek Christus volg. Wat het Paulus gedoen? Hy was bereid om die finale paar klappe te kry. Hy was bereid om alles te gee. Hy was doodgemartel aan die einde van die dag. Sy lewe gegee vir dit. Ons kan hulle beginsel volg, want ek dink daar's baie in dit wat ons nie besef. In Romeine 15, blaai gou na Romeine 15 toe. Ek wil jy moet hierdie boodskap moet jy mooi vasvat in jou lewe. In Romeine 15, van vers 1 af staan die volgende. Ek gaan lees tot so by vers 6. Ek dink dit is vers 7, maar kom ons lees hom. Hoor wat staan in Romeine 15, Romeine 15. Die van ons wat 'n sterk geloof, die van ons met 'n sterk geloof behoort die twyfels en vrese van medegelowiges met 'n sensitiewe geloof in aanmerking te neem en nie ons eie belange vooropstel nie. Ons moet aan die beste wil van ons naaste dink en hulle so in hulle geloofslewe help opbou. Ook Christus het immers nie aan sy eie sin en wil voorkeur gegee nie. Soos die skrif sê, die wat u beledig ook vir my. Ons moet leer uit wat lank gelede reeds in die skrif opgeteken is. Die standvastigheid en die bemoediging wat die skrif aan ons gee, help ons om aan ons toekomsverwagting te bly vashou. Sien, al hierdie goed word geleer in die skrif, reg deur die skrif. Hierdie beginsels. Hy sê, maar God wat die bron van standvastigheid en bemoediging julle help om in volkome harmonie met mekaar te lewe. Elkeen met die gesindheid van Christus teenoor julle medegelowiges. En van die ander vertaling staan daar, hy praat nie daar spesifiek van die gesindheid van Christus nie, hy praat daar van die wil van Christus. Hy sê, dan sal julle almal in 'n wonderlike eenheid van gees en uit een mond lof toebring aan God die Vader van die Here Jesus Christus ons Here. Dan sal julle uit een mond die lof toebring aan God, die Vader van Jesus Christus ons Here. Aanvaar mekaar dan soos Christus julle ook aanvaar het, so sal julle God verheerlik. Sien, die beginsel, ek gaan verder lees, hy sê, dink daarom dat Christus vir die Jode 'n diensknegt geword het, om te bewys dat God getrou bly aan die beloftes wat hy aan die voorouers gemaak het. Hy het ook gekom sodat die nie-Joodse nasies God kan verheerlik op grond van sy ontferming teenoor hulle. Dit is die kans, met ander woorde, wat ons gekry het in lewe as gevolg van Christus. Nou moet die wat sterk in die geloof is, die wat nie sterk in die geloof is, help dra en opbou. Want dit is die wil van Christus. Sodat God verheerlik sal word. So as jy dalk 'n paar klappe moet vat, as jy dalk miskien tweede moet klim in die ry, as jy dalk so bietjie moet terugstaan, dan kan jy weet, jy verheerlik God met dit. Dan is dit soos die saad wat jy saai.
Daar sal iets terugkom na jou toe. Die Here sal jou beloon. Jy kan nie net werk vir beloning op aarde nie. Dit gaan verby. En hoeveel geld en hoeveel tyd sit ons in ons lewens in om net nog meer te hê en te besit en beter te lyk. En daar's niks in jou hart. Want jy dink jy's beter as jou broer en suster. Of die ou hier langs die pad. Dis nie 'n maklike woord hierdie. Jy weet, terwyl ek voorberei het, ek 'n paar keer myself gesê, so die wil van Christus, dit is definitief die wil van Christus, is hierdie wet, dat dit gaan oor ander, nie jouself nie. Net soos wat die wil van God ook is, dat ons sal dankbaar wees, dit is weer die wil van God in Christus, 1 Tessalonisense 5:18. Johannes 1:17 het ek vorige keer al gelees wat sê die wet het deur Moses gekom, maar die genade en die waarheid het deur Christus gekom. En ons het so 'n bietjie uitgebrei op daai genade om te sê dis 'n geskenk. En wat doen jy as jy geskenk kry? Jy sê dankie. Wat doen jy as jy dit gaan leef? Jy ag die ander persoon belangriker as jouself. Weet jy, as mens so 'n tipe lewe leef, dan kom nederigheid van self. En die Here seën dit. As jy in elk geval gaan lees wat die bergpredikasie in Matteus 5-7 gaan lees alweer so 'n bietjie hierdie week wat kom. Want Jesus juis gekom om die wet moeiliker te maak. Hy juis gekom om die wet moeiliker te maak. Hy sê daar, jy het gehoor as jy mag nie moord pleeg nie. Hy sê, maar ek sê vir jou, as jy net vir iemand sonder rede kwaad is so goed jy het hom doodgemaak. Wat? Dan is almal moordenaars. En dan kom Galasiërs, ek dink dis Galasiërs 3, dan sê hy, die wet is 'n tugmeester of die kinderoppasser, nuwe lewende vertaling, na Christus nie. Maar nou kom Kali Kriel op die plek, waar ek skielik nou agterkom, ek maak dit nie. Ek gaan dit nie maak nie, Here, sorry, ek weet, dis verby met my. Ek het 'n verlosser nodig. Here, ek het U nodig. Jy sien nou is ek op die perfekte regte plek om dan vergifnis te kry, om dan te kan beleef hoe hy nou kom en my optel. Dan is ek op die plek waar ek nou kan beleef, hy verlos my, hy gee my nou vrede met die Vader. Ek weet dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan oor hom en raai wat doen ek nou? Nou gaan leef ek dit uit. Nou gaan wees ek goed vir my broer en my suster. Nou gaan help ek eerder iemand. As om net alles op myself te spandeer, of net te kyk na my eie lewe. Sien, dis die tipe lewe, dis die wet van Christus, dis die liefdeswet van Christus. Ons kan nie daarby verbykom nie, maar dit is ook die enigste wet, wat regtig vir jou, die grootste oorwinning. Daai verhouding wat jy met die Here het. Daai beloning van sy vrede wat jy met hom het. Daai skatte wat jy opbou in die hemel en nie net op die aarde. Wie die vroeë kerk? Weet jy wat het hulle gedoen? Hulle het alles verkoop en weggegee. Gelukkig is dit nie 'n vereiste vir ewigheid nie. Maar dan sal 'n paar mense baie swaar gekry het. Want het hulle besef, dit gaan nie oor hulle nie. Dit gaan oor hom. En nou kan ons kom en sê, ja, maar onthou, hulle het nou daai tyd, het hulle nou eintlik verwag, Jesus gaan terugkom, ensovoorts, want hy het gesê, daai geslag sal ons nie verbygaan, voordat hulle hom nie sien terugkom het nie, ensovoorts, dit het toe nou nie gebeur nie, en wat, daar's baie verskonings wat ons nou kan uitdink, hoekom die wêreld nou verander het. En hoekom ons vandag baie keer net leef vir onsself, en dit wat ons kan bereik, dis hoekom my antwoord altyd vir iemand wat kom met vra oor hierdie, sê ek, weet jy wat, al wat jy doen, is jy vertrou die Here om vir jou te wys, hoe moet jy werk met dit wat hy vir jou gee, en nog steeds 'n goeie rentmeester te wees. Ek en jy kan miskien dalk so 'n bietjie meer gee. Jesus het gekom en sê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod of wet. En dan sê hy, dis nie eintlik 'n ou storie nie, dis eintlik half voor die hand liggend, sê hy vir hulle eintlik.
En dit is in die wonderlike gedeelte van die voete was. In Johannes 13, by die voete was episode, hoor wat sê Jesus daar in verse, want jy gaan al hierdie gedeeltes kry na die tyd. Johannes 13, en ek lees vir jou vers 34 en vers 35. Hy sê, ek gee aan julle 'n nuwe opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Net so moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal daarin sien dat julle my disippels is. Die gedeelte in 1 Johannes sê, dit hy gee 'n nuwe gebod, maar is eintlik nie 'n nuwe gebod. Jy kan hom gaan lees, hy's ook daar, 1 Johannes 2:7, ek gaan hom nie nou lees. Dis in elk geval die gesindheid van Christus van Filippense 2, en daar's nog 'n paar ander gedeeltes wat jy ook kan lees. Miskien moet ek vir jou Galasiërs 5 vers 16 lees. Ons ken almal vers 22 en 23 wat die vrug van die Gees is, maar hoor wat sê Galasiërs 5 vers 16 tot 18. Galasiërs 5 vers 16 tot 18. Maar God se vrede en ontferming met almal wees wat volgens hierdie beginsel lewe. Hulle is God se Israel. Verder moet niemand vir my nog moeite aandoen nie. Ek dra al klaar die littekens. Ek lees hier hoofstuk 6. Ja, maar hy gaan in elk geval daar werk, die littekens van Christus. Dis in 5 vers 16 sê. Laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word, dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie. 'n Mens se sondige geaardheid wil dinge doen wat teen die Gees is. Beginsels van die koninkryk van God, beginsels van die wêreld is anders, soos ek gesê het. En die Gees wil dinge doen wat teen jou sondige geaardheid is. Want hulle is mekaar se vyande. Julle kan dus nie sommer net alles doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, is die wet nie meer julle baas nie. En dan kom hy en dan praat hy van al die werke van die vlees en die vrug van die Gees. Gaan lees daai gedeeltes. Matteus 22 gaan ek nie vir jou lees, jy ken hom goed, vers 37 tot 40, wat sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag en verstand, jou naaste soos jouself. En dan kom hy vers 40, dan sê hy, so gee julle uitvoering aan die hele wet en profete. So die hele liefdeswet van Christus, die hele, ek ag jou belangriker as myself, die hele, dit gaan oor God en nie oor my nie, omdat dit nie oor my gaan, gaan in elk geval meer oor my medemens, wat ek lief het soos myself, want ek het God lief. Jy sien, daar's 'n hele storie, en in die hele proses het ek die gesindheid van, dankie Here. Dit is die geheim vir 'n lewe van oorwinning, en ons sien dit in Jesus se lewe. En hy het self gesê, dat ons soos hy moet wees. Dis wat hy kruisstorie beteken. Hoekom is hierdie goed so belangrik? Efesiërs 4 sê, hy is oral. Gaan dalk vir julle gelees. Want die skrif is dan net eenvoudig. Kom ons lees sommer van vers 4 af. Hy sê, daar is net een Gees, net soos julle net een toekomsverwagting, met ander woorde of hoop het, op grond van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God. Ons almal se Vader, hy heers oor almal, werk deur almal en woon in almal. Hy sê, maar aan elkeen van ons afsonderlik is volgens Christus se vrygewigheid 'n genadegawe gegee. So met ander woorde, die genadegawes wat ek kry, kom uit die feit uit dat ek absoluut almagtig is, alwetend is, alomteenwoordig is, hy is oral. Jy kan hom in alles sien. As jy na jou medemens kyk, behoort jy God te kan sien. As hulle na jou kyk, moet hulle God kan sien.
En nou het ek genadegawes. Raai wat gebeur? Hy gee vir my genadegawes. Dink julle die genadegawes is net daar om my gemaklik te laat voel? Nie een van daai gawes, die genadegawes wat hy gee. 'n Woord van wysheid, 'n woord van kennis, gesondmaking, die werking van kragte. Dink gou 'n bietjie, profesie, tale, die uitleg van tale is om ander op te bou. Dis nie vir my om rond te loop en te sê, ek is profeet Kriel nou. Apostel Kriel, kan die Kriel, kom dorp toe. Dit was nooit bedoel om 'n ambt te wees nie, dis net 'n bediening. 'n Draaibaal vir kry die bediening. Nie om jouself te verryk nie om goed te voel oor jouself nie. Dit gaan oor mense. Dit gaan om goed te wees vir mense. Dit gaan daaroor om goed te wees vir mekaar. Dit gaan daaroor om mekaar eerder op te bou. 2 Korintiërs 1 vers 4 sê, met dieselfde bemoediging waarmee ons bemoedig is, bemoedig ons mekaar. Die wat sterk is in geloof is, moet die wat swak is, oplig en optel. Sommige my eie vertaling. Gee, eerder as om net altyd te ontvang. So God is oor almal, dis die rede vir al hierdie goed. Hy is oor ons, deur ons, in ons. Volgens Romeine 11 vers 36 leef ons uit hom, deur hom en tot hom. En natuurlik Handelinge 17, 18, 28 sê ook, in him we live and move and have our being. En waaroor gaan dit? Dit gaan oor bedien. Dit gaan oor jou vrou, dit gaan oor jou kinders, dit gaan oor jou familie, dit gaan oor jou gemeenskap, dit gaan oor die mense met wie jy te doen kry. Ja, maar pastoor, ek gee vir niemand nie, want hulle wil nie werk nie. Dis nie jou probleem nie. Jy doen soos die Gees jou dan gee. Raai wat gebeur as jy dit doen? Dan kom die Here en hy gee vir jou. Handelinge sê ook, dis lekkerder om te gee as om te ontvang. Ons weet dit. Op die bord maak ek 'n stelling. Heel aan die einde gaan dit toe nie oor hoe wonderlik jy is en hoe goed jy voel. Dit gaan oor almal om jou. Volgende ene. Dit is aan die einde die geheim om iets te bereik in die lewe. Dit is aan die einde die geheim om iets te bereik in die lewe. Wat God sal verheerlik. Met al die gedeeltes wat ons het gelees het, jy gesien, en skatte in die hemel waarborg. Dit baie keer leef ons met die ding van niemand waardeer ons nie en jy wil baie keer bietjie waardeer word en so voort. So kom ek vertel vir jou geheim. En dit is nou nie ek wil nou nie my eie beeld blaas as ek dit sê. Oktober maande wêreldwyd is byvoorbeeld noem hulle Pastors Appreciation Day. Ek's 11 jaar in hierdie gemeente, ek dink daar's baie mense wat dit nie eens weet nie, ek sê dit nie eens vir die kerk. Oktober maande moet 'n pastoor en sy vrou nou gewaardeer word. Dan moet daar spesiale goedjies vir hulle gedoen word. Okay? Dis regtig 'n wêreldwye instelling. Oktober maand is Pastors Appreciation Day. Ek kan dit nou vir jou sê, ek haat dit. Opgeneem. In die Oosrandstreek was dit deel van hulle, die gemeentes het dit geweet. Die wat dit nou nie weet nie, weet dit nou. Maar hoekom moet die pastoor en sy vrou gewaardeer word? Why? Sodat ek goed kan voel? As ek nou 'n chocolaatjie kry of 'n sak biltong kan kry?
Sal nice wees, maar weet jy wat? Die skrif is duidelik oor hierdie goed ook. As jy lewe net vir dank en waardering en goed in hierdie lewe, het jy jou loon weg. So asseblief, hou die biltong, hou die chocolates. Ek verjaar die 13 April. Maar moet dit nie Oktober vir my gee. Ek wil net 'n punt maak. En ek wil nou nie hier sê hoe slegter mense jou behandel, hoe beter is dit vir jou nie, maar ek kan amper vir jou sê, volgens skrifbeginsels is dit eintlik die begin van sukses. Maar dan kom die Here vir jou deur. En jy weet as die Here vir jou deurkom, dan gee hy vir jou baie meer. En dan sê jy ook iets waarmee jy rondloop en sê, "Wow, ek het dit." Jy sal dit in die regte gesindheid ontvang. So wat is jou antwoord vir 'n oorwinnende lewe? Sterf. 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 Gaan dood. Gee meer. Gee meer. En as jy nie meer kan, dan gee nog. En jy gee nog. En jy gee nog. Want wat gaan die Here vir jou doen? Die Here sal kom, ons het dit gelees in Galasiërs. Hy sal vir jou kom gee. Na regte. Hy sluit af met dit, hoef niemand jou te waardeer nie. Hulle het dit met Jesus gedoen. Hulle het hom nie waardeer nie. Wat het hulle met hom gedoen? Hulle het hom gekruisig. Hoekom moet ek belangriker en jy belangriker as Jesus wees? Sodat jy net bietjie beter kan voel, net bietjie gemakliker kan wees in die lewe. Weet jy wat, daar's mense wat die Here dien, net om nog gemakliker te wees, en God moet hulle net nog gemakliker maak, en net van hulle nog meer gee. En as die Here nou nie heeltemal antwoord in hulle gemak nie, dan is hulle nou kwaad. En hoekom gee die Here nou nie vir my iets? Kan jy sien, hoekom dit heeltemal, dit wat ek vanoggend sê, is heeltemal teenstrydig met die tipe van gospel wat jy vandag hoor op ander plekke. Op ander plekke sal jy hoor, nee, jou identiteit, en jy is hierdie wonderlike, en jy is God's gift to my humankind, en jy is hierdie ding, en mense moet jou, dit gaan net oor voorspoed, en dit gaan net oor hierdie, weet jy wat, as dit vir jou so gaan, jy gaan alles verloor, jy gaan niks hoor aan die einde van die dag nie, en ek hoop jy maak die hemel ten minste. Want is die skrif daai goed nie. Die skrif sê, sterf. Die skrif sê, gee. Die skrif sê, jy is nie so belangrik. Hoe kan ons belangriker as Jesus wees? En jy weet, dan kan jy vergewe ook. Want wie is jy om nie te vergewe? Jesus het die prys betaal. Dan kan jy vir iemand weer 'n kans gee. Dan wys jy om dit teen iemand te hou. Jy weet Romeine 12 sê dit vir ons. Hy sê laat die wraak aan God toe. Maar nou wil ek en jy die judge speel. So as jy nie gehou van die lewe en van as jy regtig skatte wil bymekaar maak in die hemel, begin leef vir ander mense, nie meer vir jouself nie. Maak ander mense belangriker as jouself. Weet jy wat gaan gebeur? Want dit is 'n moeilike ding om die eie ek te voer, hoor. Dit is 'n lewens, dit is jou die eie ek sal nooit genoeg kry nie. Jy sal nooit tevrede wees hoor. Jy sal altyd net wil meer en meer en meer vir jouself. Dis die eie ek is 'n moeilike ou. Maar as jy eers oorgee, dan kom die regte goed van self na jou toe. Dan kom die Here net voorsien vir jou op tye wat jy nie dink, wat Here wat nou, dan sit net daar. Dit is net om dankbaar te wees, dankie te sê, dan sit jy gaan so deur jou dag. As jy op sekere plekke by sekere mense kom, dan ervaar jy maar die Here was klaar hier. Iets het klaar in plek geval vir my. Dinge gaan net oop vir my. Dit is net sien dis die geheim. Laat dinge gebeur op God se termes, nie op my en jou organizing nie. Weet in vandag se lewe gaan dit ook maar baie keer oor wie ken jy. En wie kan vir jou 'n paar goedjies, 'n paar touwtjies trek?
Maar as jy op 'n punt kom waar dit nie meer vir jou so gaan, as dit op 'n punt kom waar jy eenvoudig net sê, ek sterf, ek gee oor, ek is niks nie, dan word die Here vir jou alles. Iemand het eendag gesê, as jy op daai punt kom waar jy regtig agterkom, jy het niks meer nie, jy het net Jesus, dan kom jy ook agter, dis al wat jy nodig gehad het. Mag ek en jy alles gee. Here. Ons het hier vanoggend so nodig. Want ons besef ons het so sterk en wonderlik geraak, Here. Dat ons nie meer regtig mekaar raak sien. Dat ons nie meer die nood van die wêreld raak sien. Here, ons gee partykeer nie eers vir hulle die grootste geskenk wat Jesus is, wat U is. Ons praat nie meer oor U nie. Ons evangeliseer nie meer nie, ons maak nie disippels nie, ons oorleef maar net maand op maand en wil net nog meer, nog verder en hoor. En so verloon ons eintlik ons verhouding met U, want U het gesê dat ons alles moet gee. U het gesê dat dit meer gaan oor die wet van Christus in ons lewens as die wet van die eie ek. En ek wil vra, Here, dat U vanoggend elke boeteensussie van my sal seën. Ek wil vra, Here, dat U vanoggend deur die Gees elkeen van ons sal help om oor te gee. Here Jesus, ons gee vanoggend alles vir U. Ons hele lewe, ons hele wese. En ek weet, Vader, die vlees sal skop teen hierdie boodskap. Ek weet, die vlees sal ons ongemaklik laat voel. Ons sal vanoggend die vlees kruisig. Alles oorgee aan U, sodat ons waarlik kan lewe. Kom ons praat so vir 'n paar oomblikke bietjie met die Here. Ek weet die Here het met jou gepraat. Ek weet hy het vir jou 'n paar gedagtes of idees of iets gegee. Kom ons praat met hom vanoggend. Wees baie ernstig met hom vanoggend. As jy vanoggend selfs voel, jy wil miskien daar op jou knieë gaan of iets, of jy wil dalk hier voorkom kniel, ek gee nie om hoe jy dit wil doen. Maar kom ons spandeer net nog so 5 minute, waar ons regtig sê. En jy weet, miskien sal die vlees ook dalk nou vir jou sê, hierdie vorentoe gaan ding is dalk nie heeltemal vir my nie, die gaan vir my. Weet jy, dit gaan nie oor jouself nie. Jy weet of jy dit moet doen of nie. En as jy kan kniel, doen dit. As jy nie kan kniel nie, buig laag. So laag as wat jy kan. Kom ons spandeer 'n paar oomblikke vanoggend.